volgende Sondag en dan ook die Sondag selfs daarna en dan volgende Sondagmiddag dan Brakpan die Pinkster afsluiting. Bid asseblief in hierdie tyd vir al die predikers, die studente is ook almal uit. Hulle het vanmôre vroeg al gery Barberton se kant toe vir 'n sending uitreik, die junior studente en dan is al die senior studente ook uit verskillende plekke tot diep in die Kaap in om dienste te gaan hou. So hulle het al vanmôre ook begin. Ek en Mandy ry as ons hier klaar maak, as ons klaar koffie gedrink het, dan ry ek in sy Kaap toe. Vanaand moet ons in Gariep slaap en Donderdag, Vrydag moet ons weer terug wees hier by die huis. So bid ook asseblief vir ons op die pad en dat die Here ook vir ons asseblief sal bewaar en sal seën. Nou vriende, ja, dit is 'n baie besondere tyd. Ek kan amper nie dink. So ons praat vanmôre daaroor dat dit al die 1 Junie is nie. Hier is ons al in die helfte van 2025. Die tyd gaan so vinnig verby. En wie het gedink ons kan nou al in die helfte van die jaar wees. Maar so hardloop die tyd en so moet ons die dag uitkoop, die tyd uitkoop, elke dag moet ons gryp en moet ons die geleentheid wat die Here ons gee en wat die Here ons bied ten volle gebruik om hom te dien, om vir hom diensbaar te wees en want die feit is dat die koms van die Here is naby. Ons glo dit, ons weet dit, ons sien wat gebeur, vriende. Daar's baie meer dinge wat gebeur as wat ons net van bewus raak. Dit wat ons oor die televisie sien, op die nuusgebeure, koerante of wat dit ook al, die sosiale media, is nie soos wat die Halleluja lied sê, die helfte is ons nie aangesê nie. Daar is baie dinge wat gebeur en dis net 'n kwessie van tyd, glo ons, dat die koms van die Here sal plaasvind. So Pinkstertyd is ook 'n baie besondere tyd om onsself toe te wy aan die Here, oor te gee aan sy wil en terwyl die Here Jesus gesê het met die hemelvaart, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, dat ons getuies sal wees, maar ons kan dit nie op onsself doen nie, ons het ook die krag van die Gees van die Here nodig. Nie een van ons, nie ek, nie een persoon kan op homself staat maak of op haarself staat maak om iets vir die Here te beteken nie. Daarom het ons die Gees van die Here nodig. Mag die Gees van die Here ook vir u en vir ons elkeen 'n besondere werklikheid word in hierdie tyd. Kom ons buig ons hoofde, kom ons word vir 'n paar oomblikke net stil. Here, u het opgeteken dat dit nie deur krag of deur geweld is nie, maar deur my Gees, spreek die Here. En soos ons vanmôre ook by mekaar om in hierdie week net weer dit te herdenk en daaraan te dink dat u wat hemel toe is om vir ons plek voor te berei, u het ons nie as wese agtergelaat nie, u het u Gees vir ons gegee, die ander trooster, en hy woon in ons harte. En Here, ons wil voor u kom buig om te vra dat die Gees van die Here ons ook in hierdie dae en in hierdie tyd sal besoek. En baie besonder, Here, in die lig van u naderende koms, terwyl die wêreld daar buite besig is met hulle baie dinge en nie 'n gedagte het aan die Here en aan die gebod van die Here en aan die koms van die Here, terwyl u dit tog duidelik voorspel het, Here, wil ons maar net bid dat u vir ons ou klompie en ander kinders van die Here ook besig vind om gereed te maak vir daai dag wanneer die basuin sal blaas. Seën ons vanmôre, word u verheerlik en die gebed van my hart is dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart voor u, o Here, welbehaaglik sal wees, want u is my rots, my verlosser, my saligmaker. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader word u geskenk in die Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons eerste lied, heerlik hartlik staande saam. Kom ons sing dit tot eer van die Here en dit is
Halleluja lied 120, o Heilige Gees vervul my weer, kom ons sing dit heerlik, hartlik, staande saam asseblief. O Heilige Gees, vervul my weer, o bron van lig en liefde gloed. U weet hoe sterk ek u begeer, vul my en woon in my gemoed. My hart sy u alleen gewy, my hart sy u alleen gewy. U tempel wil ek ewig bly, u tempel wil ek ewig bly. Skenk my tog lig en moed en krag, vernieuw o Gees my hart en sin. Besoek die siel wat u verwag, ja woon by my ook in. En druppel stel my nie tevrede, en druppel stel my nie tevrede. Deel my o Gees u volheid meer, deel my o Gees u volheid meer. Nou vriende, kom ons maak die woord van die Here oop vanmôre by 2 Timoteus, die eerste hoofstuk. Ons gaan nie die geloofsbelijdenis hanteer nie, en ons gaan daardie verse saam lees van vers 1, 2 Timoteus, hoofstuk 1. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. So groet hy hierdie jong predikant en ook dan die gemeente. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en die genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het,
en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dit, dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Vergelius en Hermogenes is. Mag die Here aan die huis van Onesiphorus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop en hom oor my kettinge nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Mag die Here hom skenk, dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in die dag, en jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Efese bewys het. Ons lees net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons gaan verenig in gebed. Die manne wat kan staan, kom ons staan, dan bid ons tot die Here. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre ons voor U kan buig. Baie dankie dat ons uit U wonderlike woord kon lees, dat ons hier kon lees die lewe wat in Jesus Christus is. Here, dat U deur die evangelie die dood tot niet gemaak het, om vir ons ewige lewe te gee. En Here, dankie dat ons hier kon lees, dat die Gees van God in ons woon, dat ons nie nodig het om skaam te wees oor die evangelie van Jesus Christus nie, want soos U woord vir ons ook leer in Romeine, dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo. Here, ons wil U aanbid vanmôre, want U alleen is God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is niemand soos U nie, Here. U is onvergelykbaar hoog en verhewe in U mag en in U majesteit. En Here, baie dankie dat ons vanmôre weet, dat ons toegang tot U op U hoë troon verkry het, deur die bloed van die kruis, dat ons 'n ewige trooster het, 'n hoëpriester wat vir ons intree, wat vir ons bid, en dat die Gees van die Here wat in ons harte woon, uitroep, Abba Vader. Here, dat 'n nietige mens soos ons, soos Job sê van ons is maar uit stof, uit klei uitgedruk. Here, dat ons met die Allerheiligste in kontak kan kom. Dit is net genade op genade en ons eer U daarvoor. Here, sal U ons vanmôre seën en ook so al die kinders van die Here waar hulle ook al bymekaar is, terwyl dit in hierdie tyd Pinksterdienste is en 'n Pinkstertyd is, Here, waar ons weet dit gaan oor die Gees van die Here wat in ons harte woon, wat vir ons wil oproep tot rein en heilig en skoon lewe, maar ons ook wil oproep tot diensbaarheid en wat ons wil vul met die Gees van die Here, sodat ons deur die krag van God diensbaar kan wees. Here, is dit die gebed van ons hart, dat U U woord sal seën, en soos ons ook gesing het, Here, dat U U kerk sal herskep, dat U U kerk sal besoek, en dat U U werk, Here, soos ons hier gelees het vanmôre, tot in daardie dag toe, dat U ons help om ons pand te bewaar. Dankie dierbare Here, dat ons dit kan bid. Ons bid vir die siekes, ons bid vir hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie. Ons bid dat die Here vir hulle sal aanraak en sal deurdra. Dankie dat daar dankbaarheid in ons harte kan wees oor dit wat U reeds vir mense gedoen het. Seën ons dan vanmôre, Here, word U verheerlik om Jesus ontwil. Amen. Nou, liewe vriende, liewe broer en suster, die vers wat die Here op my hart kom lê het, my van bewus kom maak het, is hierdie 7de vers, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou, natuurlik is Paulus in hierdie brief in 1 en 2 Timoteus,
hierdie 2 sendbriewe is hy besig om aan 'n jong dominee te skrywe, Timoteus, en hy is besig om vir hom verskillende raadgewinge te gee oor hoe om 'n gemeente te hanteer, wat in 'n gemeente verwag behoort te word, hoe dinge moet geskied in 'n gemeente, wat van die ouderlinge, die diakens, die ouer mense, die dames, alles hanteer moet word, dat dit sal wees tot eer en tot lof van die Here. So hy skryf oor die ampte, hy skryf oor die werk, hy skryf oor elke faset van die gemeente, en dan vriende in hierdie hoofstuk, dan skryf hy oor Timoteus. Nou hy is eintlik besig om vir Timoteus so bietjie te bemoedig en selfs so bietjie aan te spreek en aan te spoor, want Timoteus het maar so bietjie probleme gehad ook met sy vrymoedigheid, en jy weet, jy moet nou onthou dat die apostels was daar, Petrus was daar, Johannes was daar, Jakobus was daar, Paulus was daar, so hier is groot manne wat die werk van die Here doen, en hier is hierdie jong man, en hy moet nou die werk van die Here voortsit en aangaan daarmee, want van hierdie ouer manne begin nou wegval en hulle gaan aan. Hulle dienstyd is besig om uit te loop. So hierdie jong man het nou 'n bietjie raad nodig en aansporing nodig. Verskoon, en wat Paulus nou vir hom skrywe is dat jy moet nie skaam wees vir my, want daar is, soos ons hier gelees het, baie wat die rug op Paulus gedraai het. Baie het hulle van hom afgeweer. Hulle wou nie met Paulus te doen gehad het nie. Daar was baie valse profete ook, en baie valse leraars gewees, wat hulle eie leringe gehad het, en hulle eie dinge begin verkondig het, en natuurlik het Paulus hulle teëgestaan, en natuurlik het daar ook 'n beweging ontstaan om te sê, man, maar Paulus is nie reg nie, en julle moet eintlik nog meer die Judaïsme aanhang, en daardie rituele en hierdie tipe goed aanhang, en julle moet julle laat besny en so aan. En Paulus is besig om met hierdie gemeente te werk, en met hierdie jong dominee te werk, om te sê, maar jy moet jou nie skaam oor die evangelie nie, jy moet jou nie skaam oor myself nie, want die evangelie is, soos hy ook op 'n plek skryf, die krag van God tot redding. Ons lees hierso hoe dat hy vir 'n groet brief of die brief groet of open eintlik om te sê daar's lewe in die Here Jesus Christus. En Jesus het einde gebring aan die mag van die dood, want Jesus het die mag van die dood oorwin. So nou Timoteus, nou moet jy aangaan. En hy spoor hom hier aan en hy sê vir hom dat dit wat die roeping wat jy het, moet jy nie nou verwaarloos nie. Jy moet jou nie laat ontmoedig deur dit wat ander sê en ander doen nie, maar jy moet aangaan. Jy moet dit nie verwaarloos nie. Jy moet aangaan tot op daardie dag. En hy skryf dikwels oor daardie dag. En dit is die dag van die wederkoms. Dis die dag van die opstanding. Dit is die dag wanneer Jesus gaan terugkom. Hy sê tot dan moet jy aangaan. So terwyl Paulus vir Timoteus al hierdie raad gee en al hierdie dinge gee en hom aanspoor, dan sê hy vir hom hierdie woorde, verskoon, en dit is in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou as jy nou mooi kyk na daardie teksvers, dan sal jy sien dat die gees is dan met 'n klein lettertjie geskrywe. Maar Paulus bedoel daardeur die gees van God wat in ons woon, want dit is ook waarom hy dit skrywe, gee ons gees, maak in ons, gee in ons die hart. Dit is wat die gees van die Here doen. Hy gee in ons die gesindheid en die hart, en die vrymoedigheid en die krag, en die oortuiging, dat ons nie sal skaam vir die evangelie nie, maar dat ons nie vreesagtig sal wees nie,
maar dat ons krag en liefde en selfbeheersing sal uitlewe. En dit is, vriende, wat ons weet van die Gees van die Here. Nou, ek het verlede Sondag, toe ons gepraat het oor die hemelvaart, het ek met u gepraat oor die feit dat die Gees van die Here vir ons gegee is. Die ander trooster, Johannes 14, Johannes hoofstuk 16, die Gees van die Here wat in ons sal kom bly en in ons woon, wat ons sal lei, wat ons sal leer, wat ons sal bemoedig, wat ons sal vertroos, wat ons sal versterk. Die Gees van die Here wat vir ons gegee is op die belofte van die Here Jesus en van die Vader. En wat doen hierdie Gees van die Here? Die Gees van God, wat deel is van die drie-enige God, wat 'n persoon is, en ek sal met u nog daaroor praat. Hy kom woon in ons hart. En hy maak dat ons tempel is van die Heilige Gees. Hy bring gemeenskap tussen ons as nietige skepsele en 'n lewende God. En hy wil die wil van God en die werk van God in ons doen en deur ons doen. Hy wil ons gebruik. Hy wil ons gebruik in 'n rein en in 'n heilige en 'n skoon lewe, en hy maak van ons kanaal van God, waardeur God kan werk. En hy skep in ons vrug. Daarom lees ons byvoorbeeld in Galasiërs 5 vers 22, dat die vrug van die Gees, en let op, dis nie vrugte nie, dis vrug. Dit is soos 'n druiwetros, wat bestaan uit verskillende korrels, maar dis nie 'n vrug, dit behoort alles teenwoordig te wees in jou as kind van die Here se lewe, in 'n meerder of mindere mate, maar dit is daar, en deur die Gees van die Here wat in jou werk tot heiligmaking, behoort dit al meer en meer tot uiting te kom, tot 'n uitlewe te kom van dit. Wat is hierdie vrug? Liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Dit is wat die Gees van die Here skep. Maar nou woon die Gees van die Here in ons, en hy motiveer ons. Hy gee ons krag. Hy help vir ons. Hy staan ons by om 'n hart te hê vir die evangelie en vir die diensbaarheid wat God van ons, van jou en van my verwag. So Paulus kom en hy gee hierdie teks of hierdie woorde, hierdie raad aan hierdie jong Timoteus. Hy het dit nodig gehad en ons het dit ook nodig. Veral in hierdie tyd waarin ek en jy lewe, waar daar soveel teenkanting is, waar daar soveel teestand is teen die evangelie, waar mense soveel opinies het, waar mense hierdie ding sê en daardie ding sê en nie by die waarheid van God se woord wil wees nie. So ek en jy, dit is nodig dat die Here ons hart en ons lewens deur sy Gees ook so sal aanraak, dat ons nie 'n gees van vreesagtigheid sal hê nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie teksvers vanmôre, na hierdie dinge wat Paulus vir Timoteus sê, wat die Gees van die Here, die Gees van God ons gee. Nou hier is 3 eienskappe van die Gees van die Here wat in ons woon, en 1 eienskap wat hy nie is nie. So kom ons begin daarby. Die eerste is, hy sê hier vir Timoteus, hy sê die Gees wat in ons woon, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Is nie 'n gees wat bangheid of lafhartigheid bewerk nie. Die Gees van die Here, en dit is wat hier bedoel word, is nie 'n gees wat 'n onsekerheid bring in 'n mens se hart oor wat ek moet doen en waaroor die evangelie gaan en wat God van my vra en verwag nie. Die Gees van die Here werk nie in 'n kind van die Here bangheid nie. Bangheid om vir die evangelie iets te beteken nie, om te getuig vir die Here en om te staan vir dit waarvoor ek staan nie. Vriende, ek wil dit sê vanmôre, iemand met 'n gees van vreesagtigheid sal iemand wees wat te bang is om vir die Here te getuig, te skaam
en te bang om regtig iets vir die Here te beteken. Nou ek weet, nie almal word predikante nie almal word sendelinge nie almal word straatpredikers nie. Nie almal het altyd die vrymoedigheid, want ons verskil van aard tot aard en van karakter tot karakter. Jy kry die een persoon wat vinnig is om te praat en skielik is om te praat, die ander persoon is meer terughoudend en sal so 'n bietjie waag en sal eers 'n bietjie die kat uit die boom uitkyk. Maar hoe dit ook al is, liewe vriende, hoe ons aard en karakter ook al is, wat die Here jou ook al aangestel het in hierdie lewe om te doen as kind van die Here, daar is in jou hart 'n standvastigheid om iets vir die Here te doen, om nie skaam te wees nie. Met ander woorde, as daar rekenskap van jou geëis word, is jy 'n kind van die Here, ja of nee? Dat ek sal sê, ek is 'n kind van God. As daar vir jou rekenskap geëis gaan word, glo jy in God se woord? Ek glo in God se woord. As daar vir jou gevra gaan word, weet jy van 'n dag jou lewe dat Jesus Christus jou uit genade gered het? Ja, ek weet van so 'n oomblik in my lewe. Ek skaam my nie oor die evangelie nie. 'n Vriende, iemand met 'n gees van vreesagtigheid is 'n persoon wat sê, maar wat sal die mense sê? Wat sal hierdie sê? Wat sal daardie doen? Sê nou maar net, hierdie mense sê dit. En nou bly hulle stil en hulle gaan deur hulle lewe sonder dat iemand ooit hoor of weet, maar daardie persoon is eintlik ook 'n kind van die Here. Vriende, die gees van die Here sê, die gees van die Here bring dit in jou hart, 'n standvastigheid, om met 'n vaste tred, met standpunt in die lewe te leef en te getuig en te sê, kom wat wil, kos wat wil. Maak nie saak wat ander sê nie, maak nie saak wat ander doen nie. Daar by die skool, daar by die universiteit, daar by die werk. Ek sal lewe tot eer van die Here. Ek sal doen wat God van my verwag. Ek gaan nie saam met die ander aan nie. Ek gaan nie as die ander in die kring van die spotters sit, saam met hulle spot nie. Ek gaan nie as die ander die naam van die Here uitelik gebruik, dit ook nou maar doen nie. Ek gaan nie dinge toelaat wat die ongeredde wêreld toelaat en heeltemal aanvaarbaar vind met daarmee samelewe nie. Nee, ek is anders. Ek skaam my nie. Ek het nie vreesagtigheid oor die evangelie nie. Ek staan en ek bly by my standpunte. Die volgende wat Paulus nou vir Timoteus hier sê is, dat die gees van die Here is 'n gees van krag. Hy gee ons krag. Met ander woorde, die gees wat God ons gee, liewe vriende, werk in ons krag. Dis nie menslike krag nie. Dit is nie 'n krag wat opgewek kan word deur een of ander emosie nie. Dis nie 'n krag wat opgewek kan word wat ek maar verkry so met die tyd nie. Dit is die krag wat God gee deur sy gees. En as ek daardie krag nie het nie, dan is alles af. Nou jare terug kon ons nou nog sê, dat as jy nou in die nag sou wakker word, en die yskas, jy hoor die yskas loop nie, of is nie aan nie, alles is donker, alles is stil hierso, dat jy wonder wat gaan aan. Vandag weet ons nou as alles stil is, dis load shedding of die krag is af. So ons het nou al gewoond geraak, as dan die krag is nie, gaan daar niks aan nie. Alles is af, alles is donker. Nee? En so is dit nou vandag. So dit is nou eintlik al deel van ons lewe en ons weet hoe dit is as almal se krag af is, as die dorp se krag af is, as die buurt se krag af is, hoe hulpeloos is ons nie? Hoe tas jy in die donker rond? Skielik soek jy na dit wat jy weet dit moet eintlik daar wees en dit is nie daar nie. Die krag is af, daar gaan niks aan nie. Dit bring verwarring by 'n mens. Nou die gees van die Here gee ons krag. Goddelike krag. Deur die gees van die Here wat die bron van daardie krag is.
julle sal krag ontvang, Handelinge 1 vers 8, wanneer die gees van, wanneer julle vervul word met die gees van die Here, en wat? Julle sal my getuies wees. Dis wat die Here sê. Met ander woorde, daar's nie 'n uitkom, 'n ander kant, 'n hierdie kant toe nie. Julle sal my getuies wees, wanneer die gees van die Here oor julle kom. Nou vriende, hierdie krag, hierdie woordjie krag, wat hier gepraat word, is die woordjie dynamos. Nou, die ouer mense sal onthou, vroeër jare, as jy nou met 'n fiets gery het, of soos ons dit nou genoem het, 'n bicycle, dan het jy so 'n koplig hiervoor aan hier by die handvatsels gehad, by die handles gehad. En dan was daar 'n ding wat teen die wiel gedruk het, 'n dynamo, né? En soos wat jy was nogal swaar om eintlik met daai ding te ry. Daai fiets het baie swaar getrap. Maar soos wat hy draai, so wek hy krag op vir hierdie lig om te werk. Dis 'n dynamo, dit is dynamos. So dit word opgewek. So God se gees wek krag in ons op. Krag wat ek en jy nie het nie. Krag wat ons nie sommer van selfsprekend het nie. Krag wat ons nie op 'n ander plek gaan kry as deur die gees van God nie. So wanneer ons praat van hierdie krag wat die gees van die Here vir ons gee, dan praat ons van daardie produktiewe energie. Daardie produktiewe energie wat iets kry, wat iets reg kry, wat iets doen, wat 'n getuie word en 'n getuie is vir die Here Jesus. Sagaria 4 vers 6 sê vir ons, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees spreek die Here. So dis nie deur eie krag nie, maar deur die gees van die Here wat die krag is. En dit is waarom die Here Jesus gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So die gees wat die Here ons gee, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag. Krag om te staan. Krag om staande te bly teen die versoekinge. Krag om staande te bly wanneer daar beproewing kom. Krag om vrug te dra. Krag om vir die Here te lewe. Krag om te getuig. Waar kry daai krag? Deur die krag van die Gees van die Here. En dis waaroor Pinkstertyd gaan. Pinkstertyd gaan om voor die Here te buig en te sê, Here, daar's 'n wêreld om my wat moet hoor van die evangelie. Daar's mense in my huis wat moet hoor van die evangelie, van die lewe in Christus Jesus. Daar's mense naby aan my wat moet hoor van die evangelie. Gee my daai krag. Here, gee my daardie energie. Gee my daardie vermoë om te getuig en hulle te vertel van die Here Jesus Christus. Die gees van die Here, die gees wat God ons gee, is 'n gees van krag. Maar dan ook, vriende, die derde, die gees wat die Here ons gee, is ook die gees van liefde. So wanneer 'n mens gered word, dan kom woon die gees van die Here in jou hart. Dis die wonderlikheid van om 'n kind van die Here te wees. Die gees van God kom woon in 'n mens hart. En ek sê dit weer wat ek al dikwels gesê het, en dalk het u dit ook al dikwels gehoor van my af, is vir my eintlik onverstaanbaar, dat die gees van die Here, dat God in 'n mens kom woon. 'n nietige mens kom woon. Sy Heilige Gees. En as jy net dink en as jy net lees oor wie is God, wat God doen, sy mag, sy majesteit, sy heerlikheid, sy absolute almagtigheid, sy vermoë, hierdie skepper God, dat die Bybel vir ons sê, sy Gees kom woon in ons. Vriende, wanneer die Gees van die Here in jou woon, dan gaan jy dit weet. Dit gaan jou lewe raak. Dit moet jou lewe raak. Dit moet jou lewe verander. Wanneer die Gees van die Here in jou woon, sal dit jou spraak raak.
Sal dit die uitkyk op jou lewe raak? Sal dit die hantering van wat jy doen en hoe jy dinge doen of nie doen nie? Dit moet dit raak, want die Gees van God woon in jou. En wat die Gees van die Here doen is, hy gee krag en liefde. En nou word ek en jou se doen en late deur liefde, goddelike liefde beheer. Die kenmerk van dit, van alles wat ons doen, is liefde. En daarom, liewe vriende, begin die vrug van die Gees by liefde. En as jy nou 'n studie sou gaan maak van Galasiërs 5 vers 22 oor die vrug van die Gees, dan sal jy sien dat al daardie dele van hierdie vrug is gekoppel aan liefde. Maar dis nie 'n liefde van die wêreld en soos die wêreld ken nie. Dis nie 'n liefde van net emosie nie, of 'n liefde van wat nou daar is en môre verander, nou so is en net nou anders is nie. Dis goddelike liefde. Liefde met verantwoordelikheid, liefde wat onveranderlik is, liefde wat staan, kom wat wil, kos wat wil, maar daar is liefde in daai mens se hart, want God, die Gees van God gee liefde. En wanneer 'n mens gered word, ontvang jy die Gees. En wat gebeur dan? Wel, Romeine 5 vers 5 sê, hy sê in die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou ek weet julle in Springs het nou nie water nie, so julle kom seker nie eintlik in 'n stort nou nie. Maar as jy 'n stort oopmaak, dan stort daai water oor jou. En so stort sy Gees, het God sy Gees uitgestort in ons harte. Is dit nie wonderlik nie? So liewe vriende, die Gees wat die Here ons gee, is nie 'n gees van haat en stryd, lustigheid of twis en onmin nie, of tweedrags aan nie. Jy weet, 'n mens kry mense. Hulle is altyd besig om 'n, kan ek dit maar so sê, 'n fight te soek. Altyd besig. Waar kan ek hierdie kritiek gee? Hoe kan ek hierdie mens lastig val? Hulle is altyd besig om te kyk, is daar nie ergens 'n twispunt, 'n verskilpunt, 'n strydpunt nie. Hulle staan nie vir vrede en vir rustigheid nie, en vir liefde nie. En wanneer iemand iets nou aan hulle sou sê of iets sou doen, ek gaan jou terugkry, ek sal jou in die hande kry, ek gaan sorg vir wraak. Vir die Gees van die Here wat God ons gee, is nie 'n omgekrapte gees nie, kan ek dit so sê? Aan die ander wyse, so 'n persoon leef nie heeltyd met 'n omgekrapte gesindheid in hart nie. Is nie altyd besig om skoorsoekend te wees nie. Is nie daarop uit om eie geregtigheid en eie wil op een of ander despotiese manier af te druk nie. Die Gees van die Here produseer nie boelies nie, billebakke nie. Die Gees van die Here gee liefde wat verdra en wat vriendelik is en wat lankmoedig is en wat sagmoedig is. En nou baie keer dan dink mense, omdat kinders van die Here, omdat die Bybel, omdat Jesus vir ons gesê het, ons is mense wat die ander wang moet draai, ons moet vergewe, ons moet ons vyande lief hê. Met ander woorde, ons moet met 'n ander hart en ander gesindheid lewe, dat hulle met ons kan doen net wat hulle wil. En dis ook nie so nie. Want om 'n kind van die Here te wees, beteken nie om 'n sissie te wees nie. Maar standvastig te wees. Jou staan te staan. Te staan wat vir dit wat reg is. Te staan teen dit wat verkeerd is. En ook te sê wat ek dink wat reg is en wat ek weet wat reg is. Om nie stil te bly wanneer dinge verkeerd is nie, maar om te staan vir dit. Maar altyd in die gesindheid van liefde. Wat beteken dit? Is om daai persoon te wen. Om daai persoon te trek.
om daai persoon 'n deur oop te hou vir daai persoon, dat daai persoon met wie ek praat, teenoor wie ek werk, wat nou na my aksies en my reaksies kyk, om 'n deur oop te maak vir hulle, dat hulle na die Here Jesus toe kan kom. So as ons wil weet, die gees van die Here, dat hy gees van liefde is, wat hy gee, wat hy doen, dan kyk ons na 1 Korintiërs 13. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot, en is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Met ander woorde, die liefde maak nie dat as ek iets hoor van 'n persoon, ek dit gaan uitlap en verklap aan aan almal wat iets wil weet van dit nie. Die liefde beskerm altyd. En die liefde wil altyd hê dat mense na die Here Jesus toe moet kom. En vriende, die Here Jesus was so ernstig oor dit, dat hy gesê dat dit 'n kenmerk sal wees wat ander na hom toe sal trek. Want hy het gesê in Johannes 13 vers 35 het hy gesê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die laaste wat die Gees van die Here ons gee, wat hy in ons werk, is selfbeheersing. Selfbeheersing. Want die Gees van die Here is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou, die woord wat hier gebruik word, is net so 'n lang Griekse woord. Maar dit beteken dissipline. Dit beteken dissipline. Dit beteken 'n lewe wat onder beheer is. Wat 'n lewe, 'n beheerste lewe, 'n gedissiplineerde lewe. 'n Lewe onder kontrole, onder beheer. Met ander woorde, die gedagte en die hart, die innerlike van die mens is onder beheer. Onder beheer van die Gees van God. Dit is waarom ons altyd sê, ek moet my oorgee aan die Gees van die Here. Ek moet my buig voor die Here, dat hy my lewe kan vul, dat hy my lewe kan beheer, dat hy my lewe, dat hy dissipline en orde in my lewe kan bring. Selfbeheersing. Met ander woorde, dit is nie 'n selfbeheersing waar ek op my tande kners, om iemand wat nou vir my skeef aankyk of iets gesê het, sê ek gaan my nou terughou, en ek sal nou niks aan jou doen nie, want ek het selfbeheersing. Nee, dit kom uit die hart uit. Ek is onder beheer, ek is gevul deur die Gees van die Here, daar's krag, daar's liefde in my hart, en ek leef 'n gedissiplineerde lewe. So vriende, wat dit beteken, as ons nou prakties wil wees, en dis tog waarom die woord van die Here aan ons verkondig moet word, dat ons kan weet hoe werk dit uit in my lewe, anders kan ek nou vir julle sê, gaan wees onder kontrole van die Here, en jy weet nie eintlik wat dit beteken nie. Wel, wat beteken dit? Dit beheer jou lewe, dit raak jou doen en jou late, net soos liefde. Dit gee beheer oor jou lewenswyse. Dit laat jou praat wanneer jy moet praat, dit laat jou stil bly wanneer jy moet stil bly. En partymal is die beste antwoord wat 'n mens vir iemand kan gee, is om niks te sê nie. Dit laat jou reageer op 'n manier wat reg is, en wat God erend is deur die Gees van God. Dit raak jou doen en late, dit raak jou eetgewoontes. Dit laat jou ophou eet as jy weet, ek het genoeg geëet. Want dit keer jou van die sonde van brassery. Dit raak jou slaapgewoontes. Jy staan op wanneer jy weet ek moet opstaan.
Wanneer jy weet, ek het verantwoordelikhede, ek het 'n taak om te gaan doen, ek het werk om te gaan doen, dit spoor jou aan, dit help jou om getrou te wees, betuis te wees vir afsprake. Jy weet, ons leef in dae, vriende, dit lyk my Afrika tyd het oorgeneem. Ek sien dit so dikwels. Jy sê vir mense, goed, ons begin 10:00, dan kom hulle eers 10:10, 20:10 daaraan. Ek praat nou nie van die kerk nie, maar van ander geleenthede. Of mense daag net nooit op vir afsprake nie. Of hulle daag net nie op vir die werk nie. Allerhande verskonings. 'n Kind van die Here is anders. 'n Kind van die Here is getrou en gedissiplineerd in take en verantwoordelikhede, in goed wat afgehandel moet word en gedoen moet word. Jy sien, vriende, die tyd, die wêreld waarin ons lewe. Kyk net 'n bietjie om ons. Wat sien u? Ongedissiplineerdheid, wanorde, dorpe raak vullishope. Hoekom is dit so? Daar's nie 'n geordende, gedissiplineerde, verantwoordelike lewe nie, en mense wat dit uitlewe nie. Kinders van die Here is anders. Kinders van die Here tree anders op. Ons tree reg op, want ons is onder die beheer van die Gees van die Here. Ons sorg dat daar orde is waar ander wanorde het. Ons sorg dat daar dissipline is, dat dinge reg verloop, want die oomblik wanneer dinge nie reg verloop nie, loop alles verkeerd. En gewoonlik is dit so, is net hierdie een dingetjie wat ons nalaat, wat 'n groot gevolg het tot 'n groot wanorde. So wat wil die Here vir ons sê? Wat het die Here deur Paulus aan Timoteus gesê? Sorg dat daar orde is, sorg dat daar dissipline is, selfbeheersing. En hierdie selfbeheersing, sê ek weer, is nie om op jou tande te kners en te sê, kom wat wil kos, ek sal dit nou maar doen nie, maar dit kom van binne deur die Gees van die Here, wat dit in jou werk om gedissiplineerd te wees. Gedissiplineerd te wees wat my stilte tye betref, wat die lees van die woord van God betref, wat my godsdienstbeoefening betref. Nie wetties nie, maar gedissiplineerd te wees, getrou te wees om dit te doen. My liewe vriende, mag die Here ons die genade gee in hierdie Pinkstertyd, om te weet die Gees van die Here wat in ons woon, is 'n Gees wat nie vreesagtig is. Hy werk nie vreesagtigheid nie. Hy laat my staan. Hy laat my by my beginsels bly. Hy laat my getuig. Ek is nie skaam vir dit nie. Ek is nie skaam om te sê ek is 'n kind van die Here nie. Maar dat hy ook 'n Gees is van krag en liefde en selfbeheersing. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike en dierbare Here, die Gees van die Here woon in ons hart. Dit spoor ons aan tot 'n lewe wat God-erend is. Dit help ons in ons dag, in ons taak, in ons verantwoordelikheid, in ons alledaagse lewe wil die Gees van die Here ons getuies maak van Jesus Christus. En nie net deur woorde nie, maar deur lewe, Here. En daarom is die Gees van die Here nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, van krag en liefde en selfbeheersing. Help ons, Here, om die Gees van God te eer wat in ons harte woon en te lewe tot die eer van die wonderbaarlike naam. Vader, en ook dan wanneer ons nou gaan aansit aan die tafel, ons bid U dat die seën van die Here ook met ons sal wees om Jesus ontwil. Amen. Vriende, kom ons gaan, terwyl die tafel voorberei word,